Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 244. Ek is professor Hans Redlinghuis van Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, iemand verband is in die wêreld. Ek het hom, hy is beskikbaar. Jy kan my kontak en dan kan ek vir u 'n prys gee en met u gesels. My WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. Hier op die regterkant bo vir u gerief, daar's alles. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Halleluja. Nuwe mense, altyd welkom. Ou Jafiste, net so welkom. Het is uiters belangrik dat u as nuwe mense begin by deel 1, want u het 'n magdom inligting gemis. Het is uiters noodsaaklik dat u op YouTube sal subscribe of inteken, sodat u al die verskillende kennisgewings van ons verskillende boodskappe kry. En dis natuurlik ook die Engelse boodskappe, né? Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen is uiters noodsaaklik en 'n 33 of 53 Bybel. Kom ons gaan saam bid, halleluja. Ons eer u vanmôre vir die voorreg wat ons het om by mekaar te wees, Vader Jaffa. Dankie vir elke Jafis, boetie en sussie wat in die waarheid wandel, wat gegrond is, geanker is in die bonatuurlike geopenbaarde woord, wat weier om 1 millimeter links of 1 millimeter regs te gaan, maar vas te staan in dit wat u woord sê. Staan op elke belofte wat u vir ons beloof. Salf die woord vanmôre, salf my lippe van klei, spreek met ons deur die woord en laat ons na hierdie sessie woord het om te funksioneer op in hierdie dag. Ons bid dit in die mooiste naam. Die naam van Yafashua. En die Jafiste sê halleluja, halleluja, baie welkom almal, die bruid, die Jafiste, elkeen, besoekers, u so welkom, u so welkom. Ek vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons gaan aan met ons tema, die verborgenheid van die bonatuurlikheid van Jaffa, ons Elohim. Ons kyk na Jesaja 40 vers 21. Ons gister gesien dat die ou wil uit houtheid vir hom 'n gootjie maak om te aanbid. Nou wonder ek of die langer hy hom maak, die beter werk het of die korter hy maak. Nou sê hy, die profeet Jesaja in vers 21, weet julle nie? Hy praat met Israel. Hoor julle nie? Jy weet, dis een van die redes dat Israel soveel tyd van hulle lewens in ballingskap deurgemaak het. Maar as jy gaan kyk in Egiptiese tyd, was dit 430 jaar wat hulle onder die Egiptiese farao's slawerny gedoen het. 430 jaar. Dan sien ons dat hulle was deur Nebukadnesar gevange geneem. Vir 70 jaar. So 430 jaar en 70 jaar, 500 jaar, net in 2 gevalle van die geskiedenis van Israel, wat onder afgode nasies gevange gewees het. En weet jy hoekom? Omdat hulle rug op die skepper van die hemel en aarde, Jaffa die Almagtige, gedraai. Die profeet Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel, koning Dawid, hulle almal het die volke bly Israel bly waarsku. Maar weet jy wat? Israel kon nie anderster as om altyd afgode soos die heidene te wou dien nie. En dit vandag is presies dieselfde. Hulle wil soos hulle voorvaders sekere afgode goed sien om te aanbid, wat tot niet gemaak is, Hebreërs 7:18, wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Weet julle nie, Israel, of hoor julle nie,
Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Nee, hulle was verblind. Hy sit bo in die kring van die aarde. Wie is dit? Jahwe Almagtig. Hy sit bo die kring van die aarde. Bo die uitspansel, bo die hemele. En die bewoners daarvan is so sprinkane. Van wat? Van die aarde. Die Israeliete. Hy span die hemel uit soos 'n dun doek. En sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Dis natuurlik die uitspansel. Dit sê vir my dat die aarde is rond en nie plat nie. Luister daar. Kyk wat sê hy. Kyk wat sê hy. Hy sit bo die ring. Is 'n ring 'n plat ding? Nee. Nee, julle flat earth teorie ouens, nou hoe nou? Hy sê die aarde is 'n ring. Hy sit bo die ring van die aarde. So die aarde is hierso en om die aarde is die ring. Die hemele, die hemele, die hemele. Hoe maklik is dit? Weet jy wat? Daar's nog 'n astronaut wat ooit 'n foto teruggestuur het van uit die hemelruim uit, wat geneem was, waar die aarde plat was nie. Het jy dit geweet? Gaan kyk by NASA. Nie een nie. Elke foto wat hulle stuur, wys die aarde as 'n sirkel, as 'n ring. Bybel sê hy hang die aarde in 'n niks. Hy sit bo die ring van die aarde. Hier's die aarde. Hier's 'n ring bo die aarde. Daar's nog 'n ring bo die aarde. Daar's nog 'n ring bo die aarde. Daar's nog 'n ring. Hy sit daar bo. Daar waar Jahwe opgevaar het. Hy sê verby al die hemele tot bo. Die hemele wat ons ken as hemele. Hy sit bo die ring van die aarde. Ek wil net iets verder sê gou-gou oor die flat earth. Het jy al ooit gesien wanneer jy na die maan kyk, jy sien 'n plat streep? Hoekom nie? Wat sien jy in die maan? Jy sien strale van die son wat skyn op die ronde aarde, wat reflekteer op die maan. Jy sien of 'n ronde maan, of jy sien 'n halwe maan wat gooi of wat skep. So maklik. Die son gooi strale op die aarde in die donkerte. Ja, jy kan die maan in die dag ook sien. En dit weer kaats terug na die maan toe. Maar die duidelikste is in die nag. Verstaan ons dit? En nog nooit het ons 'n plat maan gesien nie, want die aarde is plat nie. Jy sien, is als New Age teorie. Net so interessant is onthaalwe. Hy sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is so springkrane. Ja, hulle verwoes alles. Nie al die bewoners nie. Hulle is so springkrane, hulle vreet als op, verwoes als. Hy, dis Jahwe Almagtig, span die hemele, nie hemel nie, hemele meervoud. Hy span die hemel uit soos 'n dun doek. En sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Vers 23, hy, dis Jahwe Almagtig, maak die vorste van die aarde tot niet. Die sterk ouens en die belangrike ouens, en die met die groot koppe, en die wat maak asof hulle alles weet. Hy sê, hy maak die vorste tot niet. En dis hoekom die Bybel sê, in die laaste dae sal die mense vir hulle predikers versamel wat hulle by die gehoor streel. Preek wat hulle wil hoor. Hy maak die vorste tot niet.
Die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Die Bybel sê alles word jou vergewe, maar wat jy teen die Ruach HaKodesh sondig, word jou nie vergewe nie. En my Bybel sê, Titus in Hebreërs sê, dat Jaffa is geen mens, dat hy kan of sou lieg nie, sal hy iets sê, en dit nie waar maak nie. En daarom kan ons maar luister na wat jou profeet Jesaja hier vir Israel verduidelik. Hy maak die belangrik en die sterk ouens tot niet. Die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Hy sê, skaars is hulle geplant. Dis vers 24. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai. Skaars word hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle, sodat hulle verdor. En die storm voer hulle weg, soos 'n stoppel. Waarvan praat hy so? Kan u vir my gou sê, waarvan praat hy? Kom ons kyk gou, kyk weer. Hy praat van mense. Mense wat as vorste optree. 'n Vors is iemand wat jy na opkyk. Presidente, konings, belangrike ouens. Hy maak die vorste in vers 23 tot niet. Die belangrike ouens. Die heersers van die aarde. Die presidente. Die Bybel sê, hy stel aan en hy verwyder soos hy wil. Hy sê die heersers van die aarde verander hy, daai hy is Jaffa, hoofletter hy, in nietigheid. Nou praat hy in vers 24 van dieselfde vorse en die heersers in vers 23. Skaars is hulle, hierdie vorste en heersers geplant, tot stand gekom. Skaars is hulle gesaai. Skaars het hulle begin oesdra. Skaars wortel hulle stomp. Hy sê, skaars wortel hulle stam in die grond. Of hy, hoofletter hy, Jaffa almagtig, ek so bly is ons Vader. Blaas op hulle, sodat hulle verdor. En die storm voer hulle weg, soos 'n stoppel. Hulle word weggevoer. Die ongoddelikes kan nie funksioneer in die teenwoordigheid van Jaffa almagtig nie. En dis hoekom ek so in my wese opgewonde is oor hierdie bo-natuurlike waarheid wat Jaffa voorsien het dat dit in ons lewens 'n werklikheid kon word. Ek weet oom Thys kon net so wel met iemand anders te gepraat het. Hy kon met u gepraat het. Hy kon net so wel met u gepraat, dat ek dit gemis. En pastoor Rika het dit gemis. Dan sal ons nog steeds maar God, die Here Christus, Jahweh, Jehovah. Verstaan jy wat ek sê? Ons sou maar nog steeds. Maar die woord sê, dat hy voer die ongoddelike weg, soos 'n stoppel, in 'n storm. En ons vanmôre as Jafiste, ons roem nie in onsself nie. Ons het niks om, ja, ons het om, as ons roem, dan roem ons in Jafashua. Ons het iets, as ek sê roem, ons het iets om vir die wêreld te vertel. Apostel Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jafashua nie. Luister, want dit is 'n krag tot redding. Dit was eerste vir die Jood, en toe vir die Griek, die heiden. Het ek al vir jou 100 keer verduidelik, dat 3 jaar van Jafashua se bediening op aarde was 3 jaar, 2 jaar net na Israel toe. Luister wat sê die skrif, ek skaam my nie vir die evangelie van Jafashua nie, dit is 'n krag tot redding, eerste vir die Jood, 2 jaar net na Israel toe. Gaan nie by die heidene in nie, moenie jou brood vir die hondjies gee nie. En na 2 jaar, maak Jaffa hulle oor toe,
en 'n ore toe, en die woord word geswaai na die heidene toe. Ek skaam my nie oor die evangelie van Jahshua nie, dis 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood. 2000 jaar lank baie min Jode tot bekering gekom. Hulle is so min, jy kan hulle amper in een hand tel. Maar die woord sê, die woord van verlossing het na die heidene toe gaan. Eerste na die Jode, dan na die heidene. En dan natuurlik na die wederkoms van Jahshua, dan gaan hy met Israel werk in die groot verdrukking. Gaan kyk na my grafieke op die leuns van Dani Botha se 2025 wegraping. Gaan kyk daarna. Vernaam deel 6 en deel 7. Deel 6 hanteer ek die 70 weke van Daniël op grafiekwyses, en deel 7 die verbondsweek, die finale verbondsweek op grafieke. Ek wil hê u moet die grafieke sien, en dan sal u hoor, hoe gaan hy met Israel werk in die groot verdrukking. Nou ja, wat 'n boodskap vanmôre. Ons het nie nodig dat ons moet verdor nie. Ons het nie nodig om so stoppels in 'n storm weggevoer te word nie. Nee, en ek sluit af. Die woord sê, ons is konings, seuns en priesters van Jahwe, en ons wandel in die geregtigheid in die bonatuurlike naam van Jahshua. Halleluja.